Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie, dag 322. En vandag is ons by een van daardie baie moeilikes en sy naam is Draai die ander wang. Matteus 5 vers 39. Maar ek sê vir julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Daar is geen wenner in 'n geveg en moddergooiery nie. Draai die ander wang. As daar nou een ding is wat vir ons as westerlinge baie moeilik is om te doen, dan is dit nou juis die ding waarna Jesus hier verwys, om die ander wang te draai. Van kleins af het ons gesien en gehoor hoe mense mekaar rondstamp. As dit nie met hande en vuiste is nie, dan is dit met woorde. Ons is gemaak glo dat die een wat die hardste kan slaan, die wenner is, soos 'n bokser in 'n kruit. Geweld is binne die oosterse konteks heeltemal anders hanteer. Soos iemand gesê het, die duiwelse speletjie is altyd: kom ons kyk of ek jou kan kry om soos ek op te tree. Wie kan die hardste slaan? Maar die Heilige Gees fluister dan: kom ons kyk of ek jou kan leer om soos Jesus te reageer. Hy praat van 'n binnekant hartsouding of ingesteldheid wat die hele geveg verander. Aiki is die Japaneese kuns om nie krag met krag te ontmoet nie, maar om buitekrag met binnekalmte en harmonie te herrangeer. In Aikido, die Japaneese gevegskuns, beteken Aiki letterlik harmonie van energie. As iemand op jou afstorm, dan laat jy nie maar toe dat hy oor jou hardloop nie. Jy beweeg saam met die krag, jy absorbeer dit, jy vloei saam met dit en gebruik dan die ander ou se eie krag om hom van balans af te gooi. Die aanval word nie gestop nie, dit word omskep. En dis presies wat Jesus doen. Hy sê nie, laat hulle jou maar pimpel en pers slaan nie. Hy sê, moet nie in dieselfde energie bly nie. Verander die dans. Nou hoe lyk dit prakties? Jou kollegas skreeu op jou voor almal. Jou eerste reaksie normaalweg is om te wil terugskree, jouself te regverdig, te bewys jy's reg. Maar Jesus sê, bly sag, luister, antwoord kalm. Jou tiener slaan die deur toe en sê, jy verstaan niks. Alles in jou wil die deur oopbreek en hom te lyf gaan. Jesus fluister, wag, gee ruimte, gaan klop later saggies en sê, ek wil net verstaan hoe dit vir jou voel. Dan loop die stormtienerhormone en demone hulle dood teen sagte en liefdevolle woorde. Iemand op WhatsApp roast jou in 'n groep. Almal wag vir jou skerp reaksie. Maar jy tik, dankie vir jou eerlike opinie, ek gaan daaroor bid en dink. Die hele groep word stil. Jy het nie beklei nie, jy het die gif uit die angel getrek. Ons het geleer van die vegvlug reaksie en toe kom sit Jesus een by. Wees jy net rustig, ek sal die geveg hanteer. En as hy dit hanteer, dan sluit hy leeu se bekke. Dan sien hy die hartse kwaad agter die woede en marteling. Dan begin hy bid, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het nooit iemand toegelaat om sy vrede en sy hart van liefde te steel nie. Hy het die negatiewe energie in liefde tot God se eer gedraai. Wanneer ek ophou veg vir my punt, begin die waarheid self praat. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om die ander wang te draai? Wat kan ons doen om te keer dat ons deur ander se emosies ingesluk word? Hoe gaan jy vandag begin om dwarsklappe op 'n ander manier te hanteer? Here Jesus, leer my om nie krag met krag te weerstaan nie, maar om dit met u vrede en liefde te hanteer. Help my om aanvalle te omskep in geleenthede vir liefde en genade. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê en mag die Here jou seën met die keur van sy hemelse seëninge. Liefde groete, Charles Boda.
Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, kan jy net jou naam en nommer stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.